Ek wil met u gesels vandag oor die tema, waarom glo jy? Almal sê, waarom glo jy? Mooi, kyk na die persoon links of regs van jou, kyk hulle in die oë, as hulle nie oë het nie, kyk hulle in die neus, sê, waarom glo jy? O, RS, ek wil julle nou hier gehad, maar julle kan gaan, hulle het julle voorberei, julle kan uitbeweeg, baie dankie, al die RS Bible Study, dankie. Romeine 10 vers 9. Hy wil nie werk nie, miskien het julle hom net vir my kan help daar, dankie. Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority and majesty as God, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. So, waarom glo ons? Ek glo, want ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Ek glo in wat hy kom voorberei het, ek glo in wat hy gesê het, ek glo daarin dat mense gesond geword het, ek glo daarin dat hy geleef het, ek glo in Jesus Christus, want ek ervaar hom. Hy is nie net 'n woord wat iemand genoem het, wat kragtig is nie, hy is 'n persoon, waarmee ek kan gesels, wat my lei. En ek neem aan dat u dieselfde voel oor hom. Herbert V. Armstrong het gesê, be a follower of Jesus Christ. I am not seeking followers of my own. Don't be a follower of man, but of Christ. Ons hang vinnig mense aan, waar ons eintlik die Here Jesus moet volg. Dis waar, nee, dis 'n eina, nee. En ons het nodig om te verstaan, dat wanneer ons aan die Here oorgee, dat ons aan hom oorgee. Jy kan nie iets terughou nie, jy gee alles, of niks. Nou, daar was 'n vrou gewees wat sy 'n bietjie alleen was, en sy besluit die dag, sy gaan 'n papegaai koop. Julle weet wat is die vroulik van papegaai, nee, is 'n mamagaai. Nee, gaan koop 'n papegaai, en, want dan is daar 'n stem in die huis. Sy vat hom huis toe, baie opgewonde, en die papegaai sê niks. Volgende dag vat sy hom terug, en sy sê, hierdie papegaai sê niks, hy sê, miskien het hy 'n spieël nodig, want hy weet as hulle so vir mekaar van homself kyk, dan praat hy. Sy koop 'n spieël, sy vat hom huis toe, sit die spieeltjie op, niks. Volgende dag vat sy papegaai weer terug, papegaai weer terug, nie papegaai nie. Het is moeilik om van die vooraf te praat, hoor. Het lyk net gemaklik. En sy kom by die man en sê, wil niks sê nie, sy miskien moet hy leer hê. Koop vir my leer, dan sy oploop, partykeer, dan sing hy en praat hy. Sy koop 'n leer, sy installeer hom by die huis, en niks. Kom weer terug na die ou, sy sê hierdie papegaai sê niks. Sê nie 'n woord nie. Hy sê, goed, miskien is dit omdat hy 'n swaai nodig het. Jy weet, soos dat hy swaai, word sy tong bietjie los. Dan praat hy. En sy sê, is reg. Sy vat hom huis, so sit die swaai in. Volgende dag, vat sy die papegaai terug na die man toe, hy's dood. Die papegaai. Die eienaar is geskok. Ek kan nie glo hy's dood nie. Maar hy sê, maar ek jammer om dit nou vra, maar het hy iets vir jou gesê? Die vrou sê, ja, hy het iets gesê. Hy sê, wat? Hy het gesê, hy is honger. We sometimes forget the main thing. The main thing is to keep the main thing. Anders sterf dit. Ons het nodig om God in ons lewens the main thing te maak. Elke keer. En ons vergeet dit, en in dit is daar 'n probleem, dat ons dan nie verstaan, hoekom bevind ons waar ons is nie. So,
Wat beteken die woord God vir jou? Vir Johannes beteken God liefde. In 1 Johannes 4 vers 8 sê hy, wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Is mooi, nee? God, almal sê God is liefde. Nou, daar's twee verskillende sieninge oor die woord God, wat ons partykeer vir ons moet self uitwerk, want die eerste siening is dat ons, wanneer ons iets nie kan sien, dan kan ons nie daarin glo nie, totdat ons dit nie ervaar of sien nie. Is dit waar? So as iemand vir jou sê, ek het die lekkerste koffie in my lewe gehad, dan wil jy eers proef voordat jy sal glo. Of daai vrou maak die lekkerste melktert in jou lewe, dan wil jy eers proef voordat jy glo. Waar is sy? Dit kan gaan haal, dit kan proef. Ek is ook so ou. Proof lies in the tasting of the pudding. Amen. En wie van julle glo saam met my dit? Ons gaan vanmiddag pudding soek. So hier is die storie wat mense vertel het. This Russian astronaut, after coming back from space, in the first interview, the first question, it was asked, did you see God? He said, no, I did not. The Soviet Union heralded this answer to the world to make known God does not exist. Toe gaan 'n Amerikaner op. En hy kom terug. And after he returned from space, in the first interview, the fourth question, it came out, did you see God? He said, I would have seen God had I stepped out of my spacesuit. Hy is daar. Ons glo blindelings, maar met alles in ons, dat hy leef. Waarom glo jy dit? Ervaring. So ek wil hê dat jy net bietjie moet luister na die name van die Here, wat hierdie persoon vir ons net vinnig gaan sing. Is julle reg daarbo met die klank? Hoor gou hier. Julle kan hom maar bietjie druk, hoor. Dankie.
Amen. Die name van die Here. Het jy gehoor waar sy gepraat het van daai woorde, is hy jou geneesheer, he's your provider, het hy al dit vir jou gedoen, het hy na sy naam opgeleef in jou lewe, as dit so is, waai net so bietjie vir my, dat ek kan sien, want dit is wie God is. 'n Waarmaker van sy woord, van wie hy is, dit is wie hy is, sy karakter. Ons partykeer wil die Here in 'n boks sit. Ons wil hom soos 'n vlinder vang en net in 'n boks sit en hom wil hom daar hou tot ons hom nodig het. Ons kom Sondag in ons kerk, ons praat met die Here en dan wanneer ons ry, dan is ons okay totdat iemand vir ons inry en dan praat ons met die Here van en gebruik sy naam om ander sleg te sê. Die een wat die hoogste naam het. Partykeer dink ons, hy moet by ons aanpas. Hy moet dinge op my manier doen. Hy moet my help, my eksamens, my verhoudings, my rykdom, my suksesse. Hy moet met ons praat. Ek dink ons gesindheid daar moet eerder anders te wees. Nie wat hy vir my kan doen nie, maar wat kan ek vir hom doen? Die gedagte, ek kan hom dien. Die gedagte, in Engels sê dit so mooi, sê, I get to do this for God. Nie, I have to do this nie. I get to do this. I get to serve him. I get to be where he wants me to be. Kolossense, hierdie jong man sê 'n groot ding, want God is nie soos 'n genie nie. Hy sê, God is not a genie in a bottle, and your wish is not his command. His command better be your wish. Ek hou nogal daarvan. Wat hy sê moet ek doen. En as jy met my saamstem, sê amen. Kolossense 3 vers 17 sê, in Engels sê, and whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Vers 23 tot 24 sê hy, pak alles gemotiveerd aan. Werk soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Net daar, net daai stukkie sê klaar, dat dit wat jy doen jy op 'n ander level. Vers 24, weet dat die Here julle met 'n erfdeel sal beloon, die eienaar vir wie julle werk is Christus. Jy het jou lewe aan hom gegee. Is dit nie? Nou, het die Here homself geopenbaar. Met ander woorde, het hy gepraat? Hy het. In Genesis 1 praat hy. Hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en die duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die waters, en hier kom dit, en God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. 'n woord en 'n gevolg. As jy genesing nodig het, sê hy gesond en jy's gesond. Dis hoe ek dit glo. Hy het dit gesê. Want alles het deur hom tot stand gekom. Alles wat tot stand gekom het, het sy grootsheid verklaar. Romeine 19 vers 2 sê die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Is dit nie mooi nie? Die uitspansel verkondig die werk van sy hande. Nou, Louis Giglio het jare terug begin met Indescribable en toe praat hy oor die uitspansel en al die foto's wat geneem is deur NASA en jare daarna het hy weer 'n ding gedoen waar hulle luister met radiogolwe, wat klink dit daar buite na? Toe stuur hulle natuurlik, hulle mik toe die radioapparaat na 'n ster, en het jy geweet, 'n ster het 'n geluid. 'n ster maak 'n klank.
So hierdie Vela pulsar wat ons nou na gaan luister, is 1000 ligjare van ons af, en die radioteleskoop het hulle op hom gerig, en 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, 365 dae 'n jaar, het hierdie klank daarvan af uitgekom. That's crazy, né? Klink soos 'n drommer. Toe gaan hy na 'n ander sterrereeks toe, want ons vertel nou van hoe God verheerlik word deur sy skepping, hoe ons hom eintlik moet verheerlik elke dag. Hulle noem hierdie 47 tak groep sterre, 12 superreuse blou sterre wat hier in die hemelruim is, elke 16 millisekonde pulsars wat hulle uitstuur hierdie klank, en dit klink so. Kan jy dink die sterre maak sulke klanke, klink so viool? En van julle dink ek het dit dalk nou iewers die plot verloor. Maar hierdie klanke is besig om God se naam groot te maak. Dis wie ons moet groot maak. Daar's die dae wat 'n half stil is, en jy gaan nie vandag praat jy is kwaad vir jou nie. Jy weet ons kry hy stilstype, né? Ek is nou kwaad vir die Here, want hy het nou nie hierdie ding vir my gekeer nie, en nou is ek in die moeilikheid, en is sy skuld. Rarig, het jy iets besluit dalk daarin? Ek is kwaad vir die Here, want hy praat nie met my nie, maar hy hou aan om te praat, jy is net so besig om te skree, dat jy hom nie kan hoor nie. Ek gaan nog een stukkie vir julle speel, waar hy, Louis Giglio, nou, hierdie klank in die eerste, onthou jy die eerste geluid wat hy gemaak het, so vinnig was, so 'n bietjie stadiger maak, en dan begin hy al die klanke saam te sit, dan klink dit soos 'n simfonie. Hoor wat sê Romeine 1 vers 20, hy sê, for ever since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through his workmanship, all his creation, the wonderful things he has made, so that they who fail to believe and trust in him are without excuse and without defense. Jy het nie 'n verskoning as jy rondom jou kyk van wat God geskaap het nie. Jy moet hom glo. Dit is wat dit is. Hy het alles gemaak. Kyk die persoon langs jou. Hy het hom of haar gemaak met die skewe oogie en die mooi neusie. Jy sien, God kom en hy openbaar homself deur Jesus. Kan jy die doringkroon sien en dan die kroon onder hom? Die Here het met ons gesels in die geskiedenis, vir alle mense, vir alle kulture, vir alle tyd, in en deur Jesus Christus. Nou hoe weet ons, Jesus was die een? Dis maklik. Ek kan dit vir julle bewys. En ek is amper klaar, julle moet vinnig luister. Die Bybel vertel ons hoe die Here gepraat het. So kom ons begin. Daar is 2 testamente in hierdie boek wat die Bybel genaamd Ou Testament en Nuwe Testament. Die Nuwe Testament begin met 'n boek genaamd Genesis, as jy hakel sê jy Genesis, tot en met Maleagi of Malachi. Dis die Ou Testament. Die Nuwe Testament is Matthew of Matteus tot Openbaring, Revelation. Nou tussen Maleagi en Matteus was daar 'n stilte gewees van bykans 400 jaar wat God stil was. In daardie stilte was daar profesieë wat die profete aanhoudend verkondig het van iemand wat sal kom om ons te red. Daai belofte het God al in Genesis 3 gedoen, Genesis 3 vers 15, aan Adam en Eva wat hy beloof het, dat iemand sal kom en die slang sal vermorsel. Hy sal die duiwel oorwin. Hier kom ons nou, dat hierdie messiaanse profetiese woorde, profesieë, vertel ons van die heenkoms van die koning van die hemele hier op aarde. Wat ons verlede week gevier het.
Nou, wat interessant is, daar's 332 profesieë, messiaanse profesieë. Hierdie profetiese woorde, wanneer jy dit gaan lees, vertel wanneer Jesus gebore sal word, waar hy gebore sal word, hoe hy sal groot word en wat hy dan sal sê. Hierdie profetiese woorde. Daarin staan ook geskrywe in dit, hoeveel muntstukke gebruik sal word in sy verloning. Is dit nie amazing nie? Ook hoe hy sal sterf, word daarin verklaar. Kom ek lees vir jou een, Sagaria 11 vers 12 tot 13, die 317ste profetiese, messiaanse profetiese woord. Hy sê, ek het toe vir hulle gesê, as julle dink dit is reg, gee my regmatige loon, maar net as julle wil. Hulle het toe 30 stukke silwers as my loon afgetel, die Here het toe vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker. Dit was die buitengewone prys waarmee hulle my geëvalueer het. Ek het toe die 30 muntstukke geneem en dit gegooi in die tempel van die Here vir die pottebakker. Dit word vervul in Matteus 26, vers 14 tot 15. Hy sê, toe het Judas Iskariot, een van die 12 disippels, na die priesterhoofde toe gegaan en gevra, wat is julle bereid om my te betaal as ek Jesus aan julle besorg? Hulle het hom toe 30 silwerstukke aangebied. Daar word vertel van Jesus voordat hy gekom het. Dis hoe God praat. Hy verduidelik vir ons presies wat gaan gebeur. En die groot ding wat gebeur het is amazing. Alle 332 profesieë word op een slag in een man in een tyd tot vervulling gebring. Dis nou nie iets wat elke dag gebeur nie. Al hierdie feite en profetiese woorde is nie net gebaseer op die profesieë wat vervul is nie. Dis nie net gebaseer op sy manier van opleiding gee nie. Dit is nie net gebaseer op sy lewe nie. Dis nie net gebaseer op sy dood nie. Nee, ons weet dat Jesus was die een, want dit is gebaseer op sy opstanding. Ons glo, want die graf is leeg en hy het opgestaan. Dis hoekom ons glo. Niemand kan dit van ons wegvat nie. Hy leef. Hoekom word jy gesond as ons vir jou bid? Hy leef. Hoekom kan ons op sy naam roep en dan kom hy en jy hoor hy's daar? Want hy leef. Waar is hy as jy in die moeilikheid is? By jou. Hoekom? Want die graf is leeg, hy leef. En as dit dan waar is, hoe kan ons hom probeer verkleineer en te sê, ek gaan jou gebruik wanneer ek jou nodig het? Hy is groter as dit. Hy is die een wat waardig is tot ons aanbidding. En as jy dit nie doen, nie gaan die skepping dit doen, jy het gehoor. Whatever you are waiting for, praying for, or hoping for, Jesus' birth is evidence that God keeps his promises. Dis wie hy is. Romeine 10:9, onthou julle dit? Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord, recognizing his power, authority, and majesty as God, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Dis wie ons aanbid. En dan gaan jy nou uitnooi saam met my te staan. En ek gaan jou vra om niks vir die Here nou te vra nie. Jy gaan nie sê ek voel nie lekker nie. Jy gaan nie bid vir jou ouma of jou oupa of jou boetie of jou sussie of jou ma of jou pa of jou troetelrots genaamd Gert nie. Jy gaan opstaan en al wat jy gaan doen is jy gaan jou oë toemaak en jy gaan jou handjies opsteek. Ekskuus, ek mag nie sê handjies, die hande opsteek en sê Here, ek aanbid jou want jy het my gemaak om dit te doen. Is dit reg? En as jy nie weet wat om te sê nie, dan sê Here, ek is lief vir jou. Is dit reg? Kom ons almal staan. Kom ons almal staan.
Op jou eie tyd, lig jou hande op, saam met my. En wat in jou hart is om vir hom te sê, sê dit. Sê dit nou sonder om terug te hou. Nie eers te dink aan goed waaraan jy aldahoudend dink as jy aanbid nie, want hy moet nou jou alle gedagtes sê, aanbid hom. Sê, Here, U is goed. Here, U is groot. Here, U is lieflik. U is loflik. Ek het U lief, Here. Daar is niemand soos U nie. Ek maak U naam groot, want U het my gemaak om U naam groot te maak. Ek verheerlik U en ek verklaar dat U leef. U het opgestaan. U het opgestaan. U het opgestaan. U het opgestaan. Halleluja, U leef. Ons verheerlik U lieflike naam, want U is goed en U is groot, Here.